Nou daar is dele van die Bybel waarvan die meeste van ons sommer baie hou. En dan is daar ander dele wat ons liewers maar ignoreer of sommer besluit dis nou vir ander mense bedoel. Ja, kyk, as die woord praat oor die heerlike geskenk van persoonlike vergifnis en vrede, God se vaderlike sorg, die liefde van Jesus, dan luister ons graag. Maar as die Bybel praat van harde werk en verantwoordelikheid, van nederige diens aan ander, van verdraagsaamheid teenoor ander en sorg vir ander, dan raak ons sommer kopskie. Dan verloor ons skielik belangstelling. En dan raak ons selfs ongemaklik of druk sommer ons ore toe. Nou, die skrywe van Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 12 is, lyk my, so 'n ongemaklike gedeelte. Want jy weet, dit leer vir ons baie duidelik. As kind van God het jy beslis 'n werk in die kerk. En as jy nie jou deel gaan doen nie, gaan jy skade veroorsaak, maar ook self skade ly. Wat ek wil sê is, jy het eintlik nie 'n keuse nie. Want jy het 'n werk wat God self vir jou gegee het en waarvoor hy jou natuurlik ook sal toerus. Nou, dis 'n boodskap wat veral ons tipe van individualistiese en selfsugtige mense nie regtig wil hoor nie en vir ons baie ongemaklik laat voel. Jy sal weet, Paulus gebruik die baie bekende, maar ook die besonder ryk beeld van die kerk as die liggaam van Jesus, om vir ons te vertel dat daar geen rede en regverdiging vir onbetrokkenheid kan wees nie. Kom ons kyk net na so 'n paar basiese beginsels. Dis natuurlik nie 'n volledige bespreking van 1 Korintiërs 12 nie. Dit sou baie lank neem. Die eerste groot beginsel wat ek wil uitlig is, hierdie liggaam waarvan ons praat, is nie sommer enige liggaam nie, maar die eie liggaam van Jesus Christus hier op aarde. Sy liggaam, die ware kerk, is 'n lewende, sigbare werklikheid en nie maar net 'n vae metafoor nie. Om te verstaan hoe belangrik dit is en hoe ernstig Jesus oor sy liggaam voel, dink maar bietjie aan wat Jesus vir Paulus gesê het, daar toe hy op die pad na Damaskus aan hom verskyn het. Hy het vir Paulus gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nou ons weet dat Paulus, of dan nou in daai tyd nou nog sy Hebreëse naam Saulus, het nooit direk vir Jesus ontmoet en vir Jesus enige leed aangedoen nie. Maar Paulus het die Christene, die kerk vervolg. En Jesus beskou dit as 'n vervolging van homself. Met ander woorde, wat jy aan die kerk doen, doen jy aan Jesus, want die kerk is sy liggaam. So kom ons kry net daaroor duidelikheid. Wie is die liggaam? Vers 27. Julle, met ander woorde gesamentlik, is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. Geliefdes, daarom pas op hoe ek en jy van hierdie liggaam praat en hoe ons oor hierdie liggaam dink. Met ander woorde, sy kerk. Jesus het net een liggaam. Dis 'n sigbare liggaam. Dis sy
kerk op aarde. Ja, dit moet ons laat besef, né? Die sigbare kerk is nie maar sommer 'n menslike vereniging of 'n instelling of 'n organisasie nie. Dis Jesus se liggaam. Jou en my optrede binne in die kerk raak Jesus se liggaam. Dink 'n bietjie mooi. Kan ek opreg sê ek het die Here Jesus lief as ek nie vir sy eie liggaam hier op aarde, die kerk, omgee nie? Dis sommer iets om aan te kou. 'n Tweede beginsel wat ek graag wil uitlig is, elke kind van God is volgens sy besluit, God se besluit, met 'n spesifieke doel en funksie in die liggaam geplaas. Vers 18, maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle, in die liggaam geplaas, volgens sy besluit. Die Here self voeg gelowiges in sy liggaam en dan ook in 'n plaaslike deel van sy liggaam, soos ons nou maar sê, 'n gemeente. En hy doen dit met 'n baie spesifieke doel. Hy het vir jou 'n werk en 'n funksie. En natuurlik, hy gee ook binne die liggaam die geleentheid om vir daardie werk toegerus te word. Jy weet, so baie mense voel goed oor hulle self as hulle sekerheid het dat hulle eendag gered sal word. En natuurlik is dit wonderlik. En dan verder voel hulle heeltemal alright as hulle daarom so af en toe 'n erediens bywoon en iets in die kollektebordjie gooi. Maar weet jy, geliefde, dit is nie praktiese Christendom nie. Dit is nie die volle prentjie van Christendom nie. As my Christendom nou net hiertoe beperk is, dan beteken dit eintlik ek is maar besig om op die Christelike soustrein te ry. Want jy weet, elke ware kind van God, dit word so duidelik hier gestel, is deel van die liggaam, geplaas deur God in die liggaam, en dit het praktiese konsekwensies. Ja, jy kan nie sonder die liggaam nie, en die liggaam kan nie sonder jou nie. Wat ek met daarby bedoel is dat as ek en jy nie ons funksie verrig in die liggaam nie, gaan die liggaam van Jesus skade ly, want ons het 'n funksie. Net soos jou fisiese liggaam skade gaan ly, as jou oë nie meer kan sien nie, of jou ore nie meer kan hoor nie. Maar ook jy gaan skade ly, as jy jouself losmaak van die liggaam. En dit bring ons by 'n volgende beginsel. Ons het mekaar nodig as onderskeie lidmate. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of die kop weer vir die voete, ek het julle nie nodig nie. En ek wonder of mense dit besef. En ek wonder hoeveel hartseer en ellende word in kinders van God se lewens veroorsaak, juis omdat ons dit nie besef en nie ernstig opneem nie. Kom ek noem net so 3 voorbeelde waar volgens ons mekaar nodig het. Ons het mekaar nodig vir effektiewe funksionering. 'n Hand wat nie meer vas aan die liggaam is nie, kan tog nie eintlik meer iets nuttigs doen nie. Nee, 'n hand het 'n arm, spiere, brein, hart, eintlik die hele liggaam nodig om normaal en doelgerig te kan funksioneer. Ons het ook die liggaam nodig vir groei. Dink nou maar aan 'n klein babahandjie wat nou nog baie moet groei. Hy gaan nie groei as hy los van die liggaam is nie.
Los van die liggaam gaan hy nooit 'n groot, sterk, vaardige hand word nie. Ons het ook die liggaam nodig vir genesing. Ja, want ons ledemate kan seer kry, en inderdaad kry ons seer. Ook as lidmate in 'n gemeente kry ons seer. Ons kan struikel, ons kan val, ons kan verkeerd loop. Maar waar en hoe vind genesing plaas? Kom ons dink weer aan 'n hand wat seer gekry het en dan geamputeer word, sal nooit as te nimmer gesond word nie. Inteendeel, hy sal maar vrot. Die enigste kans vir 'n beseerde hand se herstel is juis om aan die liggaam vas te bly. So kry hy voeding, ondersteuning, oefening. En julle weet, dis die een groot fout wat kinders van God maak, wat in sonde geval het, of op een of ander manier emosionele of geestelike skade opgedoen het. Julle weet ons wat gebeur. Ons onttrek onsself. Ons gaan daar een kant. Ons woon nie meer die eredienste of die Bybelstudies by nie. En dis 'n groot en 'n tragiese fout, want dis juis wat die duiwel wil hê, om jou herstel te keer. 'n laaste beginsel wat ek graag wil uitlig is die verskeidenheid in 'n liggaam, want al die lede is mos nou nie dieselfde nie, is nie 'n gebrek of 'n hindernis nie, maar 'n aanwins. Paulus sê, inteendeel, die oënskynlik swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik. En daardie dele van die liggaam wat ons as minder eerbaar beskou, klee ons met meer as die gewone eer, en die minder elegante dele met meer elegansie. Nou, mens kan baie hieroor uitbrei, maar dis 'n feit dat nie alle liggaamsdele dieselfde lyk nie. Almal is ook nie ewe mooi of ewe opvallend of sigbaar nie. Maar almal is nodig en almal het 'n funksie. En juis van die minder mooi dele is baie meer noodsaaklik. Dink nou maar aan 'n mooi haarkapsel. Dis baie mooi en opvallend. Aan die ander kant, en ek wil nou nie probeer krie wees nie, maar dis 'n feit, dink nou maar aan 'n anus. Nou wel, ons weet, dis absoluut noodsaaklik. Ja, die oënskynlik minst belangrike dele van 'n liggaam het dikwels van die mees belangrikste onontbeerlike funksies. En so is dit in die kerk van die Here Jesus. Daar's mense wat volgens ons opinie nie 'n groot rol het om te speel nie, of dalk nie baie gawes het nie, maar dis dalk juis hulle wat die nodigste is. Ek dink nou maar sommer aan een voorbeeld, aan die geskiedenis van die bekende herlewing in die Hebrides eilande. Dit is daar by Skotland. En die geskiedenis leer ons daardie herlewing het eintlik sy oorsprong gehad by twee ou susters, Peggy en Christine Smith. Een was 84 jaar oud en blind. Die ander een 82 en krepeel van die artritis. Maar hulle het 'n groot las gehad vir die welsyn van die kerk, want hulle het gehoor geen jong mens kom meer kerk toe nie. En toe het hulle besluit om 2 keer 'n week te bid. En uiteindelik was die gevolg 'n kragtige lewe onder die bediening van Duncan Campbell. Ja, die oënskynlik swakste lede was toe die belangrikste, onontbeerlik. Om af te sluit net so 'n paar vinnige slotopmerkings. Dis baie duidelik as ons hierdie skrifgedeelte ernstig opneem, daar's nie plek vir hierdie absolute individualistiese Christenskap
net op my eie in God se plan en God se kerk nie. Hierdie lone ranger Christenheld wat op sy perd met sy revolver deur die wêreld jaag nie. Daar's ook nie plek vir 'n leunstoel, toeskouer Christenskap nie. Die kerk is nie maar 'n gerieflike teater met sagte stoele waarin ek nou net kan agteroor sit en so af en toe 'n fooitjie gee nie. Nee. Dink eerder aan die kerk as 'n aktiewe termietnes. Daai termiete, en dis baie interessante wesens, is eintlik een liggaam. Hulle is baie nou aan mekaar verbonde. En elke individu het sy plek en sy funksie. Ek wil vir jou vra, as jy besig met jou werk, met jou funksie in die liggaam van die Here Jesus, of is jy dalk een van daai wat net so van 'n afstand besig is om fout te vind? Of ly jy aan die ander syndroom? Iemand anders moet maar bid, iemand anders moet altyd maar tee skink, iemand anders moet by die dankfees werk, iemand anders moet siekes besoek, iemand anders moet maar getuig, en so kan ons aangaan. Ons het almal 'n werk, ons is almal nodig, daarom moet ons ook al ons broers en susters aanvaar. Ons durf nie iemand wat deel is van die liggaam verag en as minderwaardig beskou nie. Ons moenie mense op die uiterlike oordeel nie. Julle weet, die Jakobusbrief is baie ernstig daaroor. Ja, sommige ledemate se funksie is meer openlik, ons is meer bewus daarvan, maar daar's baie wat noodsaaklike, verborge funksies het. Kom ons beklemtoon dit net weer. Let wel, elke kind van God het 'n unieke plek en verantwoordelikheid in die liggaam van Jesus. Dit beteken, as Jesus jou gered het, as hy jou skuld vergewe het hy reeds vir jou 'n plek aangewys en vir jou 'n werk gegee binne in die liggaam, al is dit dalk nie so sigbaar nie, al lyk dit dalk nie so belangrik nie, maar jy sal eendag van daardie werk verantwoording moet doen. By wyse van spreuke, as jou naam Piet is, gaan die Here nie vir jou vra, nou kom was jy nie soos Petrus nie. Nee, hy gaan vir jou vra of jy Piet se werk gedoen het. Ja, ek weet, jy sien dalk baie foute in die kerk van Jesus. Baie gebreke in sy liggaam. Spesifiek dalk hier in die plaaslike kerk, hier waar ons nou is. En dit mag so wees. Maar dink 'n bietjie mooi daaroor. Dalk is jy een van die redes vir die toestand. Omdat jy nie jou spesifieke plig en funksie in die liggaam vervul nie. Ja, jy is dalk 'n afwesige lidmaat, 'n onbetrokke lidmaat, onbetrokke ledemaat. En nou is die liggaam gebreklik en mank en sukkel. Dink daaroor. Bid jy, help jy, gee jy, nooi jy ander. Ja, is ek besig met die werk wat die Here Jesus my gegee het? En het jy waardering vir die werk wat ander lede van die liggaam doen en ondersteun jy hulle? Nou, dalk neem jy hierdie boodskap ernstig op. Ek sal baie bly wees as dit die geval is. En daarom wil ek net ten slotte so vinnig blaai na Romeine hoofstuk 12. Want dalk wonder jy nou regtig prakties, maar wat kan ek doen? Ek is dalk nou nie 'n groot prediker of ek sien nie kans om 'n sondagskoolklas te vat nie. Maar gaan lees maar daar in Romeine 12 vanaf vers 6 en ek van vers 4 tot 8. Hy sê ook in vers 4, want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie een liggaam in Christus en individueel lede van mekaar. En dan noem hy hierdie gawes
vanaf vers 6. Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, aan die woorde hulpverlening, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, dis nou leierskap, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Is jy al besig?